Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgende se grandbesprekings en Christel Cornelissen sluit volgende pas aan. Goeiemôre Christel. Daar sy collega's. Maar Cornelissen. Die spellathon. Ja, dis presies. Ons doen maar. Hoe is jou spelling? Uitstekend. Ja, kyk nou net. Sê sy met trots. Skaamteloos. Spelcheck is 'n verskriklike ding. Elke e-posie het 'n spelcheckertjie op. Ja, is belangrik. Ja. Christel, ons begin by die RNE want hulle is ook belangrik. Hulle is belangrik, ja. Hulle dink ook so. Die RNE het vergader die naweek by die Wieg van die Mensdom. Al die partyleiers, jy weet almal wat deel vorm van die regering van nasionale eenheid. Ek moet vir julle sê, ek voel toenemend soos daai kiesers wat staan en glimlag en waai voor 'n verkiesing, jy weet, wanneer al die politici verbykom en jy kry 'n hempie en jou straatligte werk en dan ewe skielik verdwyn almal net weer. So hier sit hulle 'n pragtige foto, lyk bietjie soos safari kamp, né? Baie mooi. Ek wil sommer begin kumbaya skree. Hulle het 'n mediumtermyn plan, het hulle gesê waar hulle op gaan fokus en hulle almal het weer hulle toewyding tot die RNE te kenne gegee en dit staan baie sterk. Nou ek weet nie wat julle gevoel is, jy weet hoe julle die regering van nasionale eenheid ondervind die laaste paar maande nie. Dit voel vir my asof ons besig is om te idle. Jy weet asof daar besluite ergens geneem word. Hierdie is 'n foto wat jy nie baie gereeld sien nie. Weet 'n kabinetsvergadering, 'n leiersvergadering, dis 'n regering van nasionale eenheid en hierdie dit is nou baie mooi en alles, maar ons moet dit tog sekerlik bietjie meer gereeld sien. Nou van die goed waarop hulle besluit het by hierdie wat hulle noem die die mediumtermyn plan, ontwikkelingsplan. So hulle praat van groter dringendheid met die implementering van regeringsprogramme, die ontwikkeling van voedselsekerheidsplanne, vaardigheidsontwikkeling, die mobilisering van wetstoepassing en veiligheidsdienste, die toerus van die nasionale en provinsiale regering om meer doeltreffend te werk waar munisipaliteite misluk en die verbeterde oorsig en koördinering van staatsbeheerde instellings. Nou voel dit vir my as 'n mens bo begin dan kan jy die een na die ander voorbeeld uitpak van hoe dit nie besig is om te gebeur. Hoe daar nie 'n verandering is. Ja. Nie. Ons praat van die professionalisering, spel daai een peer, van die staatsdiens. Weet jy, daar's 'n gemors by die setas. Ons praat van voedselsekerheid en ons sit weekliks hier en praat oor kinders in provinsies wat weens wanvoeding doodgaan. Jy weet, ons praat van die toerus van staatsdienswerkers. Mense staan nog steeds in ellelang toue, jy weet, hulle kry nie hulle dienste nie. So, by my is daar eintlik 'n mate van teleurstelling. Weet, dit voel nie vir my asof die goed gebeur soos wat dit moet gebeur nie. Dit voel net nie altyd my of hulle dis nou wonderlik dat hulle nou saam op hierdie foto is. Dit voel nie vir my of hulle altyd uit dieselfde mond uitpraat nie. Dit voel vir my of ons baie keer so besig is met partypolitiek dat ons die land se behoeftes op sy skuif sodat ek as party die hardste kan skree. En ons het 'n regering van nasionale eenheid. So werk saam as 'n regering van nasionale eenheid. Ontmoet meer, besluit meer oor goeders, besluit oor ons buitelandse beleid. Ek wil nie hoor ons volg hierdie party se buitelandse beleid nie. Ek wil hoor ons volg ons parlementsinne, ons regeringssinne. Ja. En dis wat vir my bietjie ek mis op hierdie Dit stadium. ontbreek, ja. Die buitelandse beleid is een van die goed waaroor hulle gepraat het, want ons weet almal, weet, dis een verklaring na die volgende van die verskillende partye. Hulle is verseker nie op dieselfde bladsy nie. So hulle kan nou daar sit en weet, dit is goed, ons is in 'n regering van nasionale eenheid, dit is wat kiesers wou gehad het. Geen party het 'n volstrekte meerderheid gekry nie, maar dan moet ons hierdie baie meer gereeld sien, sodat ons demokrasie in aksie kan sien. Ons kan nie dat weet die dinge uit een rigting op ons afgedwing word nie. Dis nie waarvoor ons gestem het nie. En hier is die mense wat ons afgevaardig het om ons stem te gaan werk. Ja. Ja. Slegte nuus maak altyd die nuus. Meer so as die goeie nuus. Maar ek kan eerlikwaar nie onthou wanneer ek 'n goeie nuus storie uit die RNE uit laas gehoor het nie. Ja, daar is Beer. Is hulle? So na die advertensie kan so praat. Nee, daar word gedoen. Kyk as jy kyk byvoorbeeld na die gryslys, net die finansiële gryslys. Okay, daar's ja. Dis 'n baie goeie voorbeeld van as iemand nou regtig sy kop neersit en sê hierdie is iets wat ons moet doen, dan kan dit gedoen word. So ons weet dit kan gedoen word. Maar dit sê ook vir ons wanneer dit nie gedoen word nie, is wanneer die
politieke wil dan nou ontbreek. Want ons kan sien wat ons kan vermag. Daar's ander stories ons kan praat oor die toerisme nou. Dit kan gedoen word. En ons sien dit kan gedoen word. So hoekom word dit nie op baie meer vlakke gedoen nie? Alle vlakke gedoen. Dan die wyse gryse Thabo Mbeki. Elke keer deesdae as hy iets sê in die publiek, dan lewer hy soms kritiek wat mense sê, maar my magtig, ons weet dit al van die begin. Ja. Maar hier is nou iets waaroor hy kritiek lewer wat ons nie aan gedink het. Dink jy nie ons het daaraan gedink nie? Ek weet nie, ek het gedink dis maar tradisioneel werk dit so sistemies, maar hy sê ons kies ons presidente verkeerd. Dit was vir my die interessantste ding van wat hy gesê het is ons moet dink oor hoe ons president kies en dink ons president soos 'n president moet dink. Is ons presidente toegerus, vaardig, bekwaam vir die werk? En hy behoort te weet, hy was een. Ek behoort te weet, ja. Uit die ANC is daar ek dink meer kritiek as in die verlede op die party. Miskien agter geslote deure was daar van tevore, weet intern was daar kritiek in die ANC wat sê luister, ons moet beter doen. Ons is nie besig om te doen wat ons moet doen nie. So dit is baie meer na buite. Ja. Wat mense die gevoel kry die ANC kritiseer homself. Wat reg is, mense moet self ondersoek doen. Maar ek dink wat die oud-president sê is sinvol. Is die president behoort hy president te wees? Jy weet, is hy toegerus? Kan hy die belangrike besluite neem? Het hy 'n ruggraat? Of ons nou ewe skielik die stelsel gaan verander, die kan ek nie vir jou sê nie, maar ek dink dit is belangrik dat ons begin dink oor sulke goed. En dan kom hy terug by die nasionale dialoog wat sê ons moet hierdie goed uit politici se hande haal. Hulle is nie die mense wat vir ons besluit en dit is wat jy praat van die parlement. Ja. Weet, die parlement beteken eintlik dit is die mense se stem. Dit is wat dit veronderstel is om te wees. En dieselfde hierso, hy gaan weer terug na die nasionale dialoog, jy weet wat jy nou ook al daarvan dink, is dat hy sê dis nie politici se dialoog nie, dis die mense se dialoog. En daar's hy heeltemal reg, ons moet baie beter dink oor wie ons stuur om ons te gaan verteenwoordig. En as die stelsel nie werk het nie, dan moet ons dit verander. Ek dink jy het baie mooi gesê die parlement is ons stem. So parliamentarians moet werk. As jy daar sit, moet jy vir my werk. Dis eintlik hoekom jy daar is. En ek wil net hoor jy stem net omdat die party sê jy moet so stem nie. Jy is my stem. So gebruik hom. En jy moet dit respekteer. Jy moet dit respekteer. Dan Tony met 2 miljard optok aan betwiste salarisverhogings. My maag draai want daai geld moet iewers vandaan kom en die vraag is nou waar moet die geld vandaan kom? Jy bly in Swane en betaal belasting, nee. Ja. Ek dink ek het vir jou antwoord. Dit is ook my maag so 'n bietjie draai. 2 miljard is verskriklik baie in hulle. Julle sal onthou daar was die geveg oor die salarisverhogings. Dit was daar vir lank hierdie staking gewees. Dit was 'n onbeskermde staking. Julle onthou die stad is basies lam gelê. Dit is nou baie lank proses. En daar is nou besluit dat die werkers hulle salarisverhogings moet kry, terugwerkend. En dit gaan die stad 2 miljard rand kos. Nou die Metroraad het gesê hulle gaan die uitspraak bestudeer. Die DA in Tshwane het reeds gevra, weet hulle moet dit betwis, hulle moet appeleer daarteen. Die vraag bly staan, waar gaan hierdie geld vandaan kom, maar daar's nie begroot daarvoor nie. So 2 miljard daarvan en dan die ander omstrede ding is julle onthou die stadsreinigingsheffing. Mense wat belas word vir 'n diens wat hulle nie kry of gebruik nie. En dit is iets soos 530 of 540 miljoen rand wat die raad in 'n inkomste verwag het uit hierdie heffing wat hulle nou ook nie gaan kry nie. So daar's ergens 'n besonder groot gat in Tshwane se begroting. Weet dit is baie leeg. Die vakbonde sê dis goed vir die werkers, jy weet hulle het baie swaar gekry. Dit is nie 'n vreeslike dis nie 'n groot verhoging gewees nie. Weet dit is nie buitensporig gewees nie. So 'n mens wil vir mense 'n billike vergoeding gee. In hierdie stadium is daar nie geld nie en hulle het 6 maande om dit in werking te stel. So die vraag nou is waar gaan dit vandaan kom? So hulle kan appeleer en dan gaan dit eers weer opskort. Maar dis amper soos die Engels sê we're kicking for touch. Jy weet ergens gaan hierdie ding of moet betaal of nie moet betaal nie. Die vorige DA burgemeester homself die gramskap van die werkers op die hals gehaal deur nie die salarisverhogings in werking te stel. Dis presies waar hierdie vandaan kom. Ja, en kom nog al die pad uit daai tyd uit. En nou word dit in werking gestel deur die nuwe regering toe die DA uit is. So nou wil mense sien wie dra nou die swaarste aan wat. Dit gaan ek en jy wees. Ja, ek het 'n reële verandering van ten minste 50% in die laaste jaar en 'n half van my rates and taxes gehad in Tshwane.
Dis ongelooflik hoe dit styg. Nou kan mense as jy nou hier sit, mense het amper begrip vir die werkers wat jy luister, jy weet 3%, 4% is nie enorm nie as jy sien met hoe jou rekening opgaan. Ja, dis waar dit gaan. Dis ongelooflik hoe vinnig dit styg. Ja. Christel, ons begin sommer by Donald Trump vanoggend. Dit gaan oor Nigerië waar Donald Trump sê daar word baie Christene doodgemaak. So ons in die nuuskantoor het die afgelope nogal baie daaroor gesels omdat die bronne oor presies wat daar aan die gang is eintlik beperk is. Weet so dit is 'n fyn lyn om te sê jy weet vir 'n feit dit is wat hier gebeur want jy weet ons sit hier onder en ons is nie heeltemal seker nie. So jy moet staat maak op betroubare bronne. Nou jy weet Nigerië is amper in dieselfde situasie as wat Suid-Afrika is. Donald Trump het besluit dit is hoe dit is en dit is nou so. So wat jy nou aan die ander kant moet doen en dit is wat Nigerië in hierdie stadium probeer doen is hulle probeer hierdie situasie bestuur. So Donald Trump het gesê weermag optrede word nie uitgesluit nie, jy weet omdat daar soveel Christene in Nigerië doodgemaak word. Wat Nigerië sê is baie mense word doodgemaak. Christene, moslems, baie van hierdie goed is konflik oor veiding. Jy weet die trekboere beklei onder mekaar oor wie kry veiding. Party van hulle is Christene, party van hulle is moslems en baie van hierdie mense word doodgemaak. En ek dink baie keer is dit in Suid-Afrika is dit by ons ook die geval. Daar word so op die nitty-gritty, die detail gekonsentreer dat ons eintlik die groter probleem miskyk. Hier is 'n probleem met baie mense wat doodgemaak word. Nou, jy weet Donald Trump as hy iets tweet neem die hele wêreld kennis. Dit is so. Nigerië het dit geleer, ons het dit op die harde manier geleer. So jy gaan dit nou moet bestuur. So wat hulle sê is hulle wil baie graag met hom praat. Wat ek dink die regte benadering is. Hulle sê hulle is die FSA se vernoot teen terreur in Afrika. Jy weet Nigerië het 'n baie sterk ekonomie. Hulle is verby ons gegaan. So hulle is 'n baie meer of 'n al hoe meer gesaghebende stem in Afrika. So iemand soos die FSA gaan uit die aard van die saak kennis neem van hulle. Kyk, Donald Trump is 'n tifoon, hè, maar jy kan nou maak as jy wil, hy gaan hier deur. En daar gaan iets agterbly. Jy gaan dit nou moet bestuur terwyl dit gebeur. Dat hier 'n probleem in Nigerië is 100% so. En ek bring dit weer terug na Suid-Afrika. Dat ons probleme het in Suid-Afrika is 100% so. Ons moet praat met die man op 'n manier wat hy luister en Nigerië gaan presies dieselfde moet doen en sê dit is ons probleem, kom help ons hiermee. Ja, moenie ons penaliseer vir ons probleem nie, help ons daarmee. Ja, so ons wil praat, maar jy moet ons soewereiniteit respekteer. Jy kan nie nou met 'n drone of 'n ding hier op ons afjaag nie. En nog 30% bysit vir ons boere nie hulle lemoene kan verkoop. Ja. Maar ja, die goeie nuus daarom vir ons ekonomie is dat daar miljoene meer toeriste Suid-Afrika besoek en dit smaak my daar's van hulle wat baie bootry ook. Hulle ry graag boot, ja. Ja, so 1 miljoen meer toerisme, 7,6 miljoen van Januarie tot September. Dit is wat ons in Suid-Afrika verwelkom het. Dit is 1,1 miljoen meer besoekers in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. So ons praat altyd van pre-COVID en post-COVID. COVID die syfers uit die aard van die saak baie gedaal, so ons moet weer begin opbou. Hierdie is regtig 'n dis goeie nuus. As jy vra net wat kom of dit nou die regering van nasionale eenheid is, dit kan ek nou nie vir jou sê nie. Maar hierdie wys vir ons wat kan gebeur wanneer ons almal saamwerk en baie van hierdie syfers, hierdie goeie nuus is te danke aan samewerking tussen die departement en die privaat sektor. Weet mense wat saam bemarking doen, bestemmings doen. Ek het so ruk gelede met iemand gepraat. Hulle het 'n lodge in Limpopo, so hulle gaan een keer 'n jaar gaan hulle FSA toe en daar's hierdie skoue waar hulle lodge gaan bemark onder die Amerikaners. So hulle fokus uitsluitlik op die Amerikaanse mark, plaaslike besoekers uit die aard van die saak welkom, maar hulle gaan sien toe en hulle gaan verkoop Suid-Afrika. Dis vir hulle rekening, dis uit die aard van die saak ook vir hulle sak as die toeriste opdaag. Maar dit is wat gedoen kan word. Dis wonderlike nuus en dan kyk jy na die cruises. Wat is dit in Afrikaans? Die bootreise. Bootreise. Wat in Durban, hulle praat van die cruise capital, die bootreis hoofstad. Hoeveel duisende mense met die skepe gaan ry daar en watter inspuiting dit vir die stad beteken. Belasting wat ingevoer word, indirekte besteding, weet mense kom. Ek was jare gelede op 'n passasiersskip geweest, maar jy kom daar aan, jy weet dan moet jy 'n bietjie bly op 'n plek voor jy op 'n boot klim. Dan wil jy nou vanaand bietjie uitgaan. So dis wonderlike besteding
vir die ekonomie. Wat 'n mens wil sien is dat hierdie inspuiting op die regte plekke gebruik word. Weet dele van soos Durban. watersuiweringsaanlegte Watersuiwering sal baie goed wees. Ja. Afvalwaterbehandeling sodat dit nie op die strand loop nie. So dit is wat 'n mens wil sien, is hierdie belasting wat inkom en dis wonderlike syfers. Dan is op die regte plek gebruik word. Great actually vir die departement van toerisme met Patricia de Lille die opskuddings oor rade wat afgedank word en dies meer links en regs en aangestel en afgedank. Ten spyte daarvan is daar groei in toerisme en ek dink dis is wat jy sê, mense moet eintlik meeste van hierdie krediet gaan lê voor die privaat sektor se deur wat nou maar 'n tipiese Suid-Afrikaanse manier van dinge doen ten spyte van ons omstandighede nog steeds voortstoei en 'n sukses maak van iets. Dit is heeltemal dit is ondanks die regering, nie dankse die regering nie. In baie gevalle. Die regering moet 'n ruimte skep vir sake om gedoen te word. Dit is die regering se werk. Die regering moenie werk skep nie. Hulle moet die klimaat skep waarbinne die privaat sektor werk kan skep. Ja. En dan werk die stelsel. Ja. Dan gaan ons gaan bootry. Christel, ons gaan van goeie nuus na kommerwekkende nuus en die hoeveelheid dokters wat die pad vat. Hierdie was 'n aangrypende berig. Dit is baie lank berig as jy 'n oomblik het gaan lees dit gerus. Dit gaan oor dokters wat die land verlaat het want hulle het gesê hulle kan eenvoudig nie meer nie. Dis basies 'n gebroke stelsel. So hulle het hier gesels met dokters wat die land verlaat het. Die syfers hier is skrikwekkend. Dit is nie goeie nuus nie. Jy is heeltemal reg. Die afgelope 12 jaar meer as 125,000 dokters, verpleegers en aptekers. Sommige is na die privaat sektor, anders oor see. Die ramings wat sê 23,400 Suid-Afrikaanse gesondheidswerkers woon en werk net in Engeland, Nieu-Seeland, die VSA en Australië. 23,000. Dis 'n ongelooflike breindrein. En as mens gaan lees na hoe hierdie dokters binne 'n gebroke stelsel dinge maak werk, wat hulle eintlik weet 'n pasiënt gaan sterf omdat basiese standaard roetine goed nie gedoen word nie. Onder andere verwysing na die Tembisa Hospitaal, hoe hulle in die COVID tyd, jy weet, hulle maskers moes hou. Hulle moes klou aan dit toe daar maskers gekom het. En dan hoor jy van 2 miljard rand se korrupsie by tender skandaal by Tembisa, toerusting wat aangebood het, beskermende toerusting en hierdie mense het deur hel gegaan. Ja. Weet hulle gaan elke dag deur hel om mense wat hulle van geen kant af ken nie aan die lewe te probeer hou. In 'n stelsel wat hulle in die steek laat. En dan kom ek terug by die eerste berig van die RNE. Ons wil 'n regering sien wat vir ons werk. Weet, ons kan praat oor die mediumtermyn ontwikkelingsplan en die professionalisering van die staatsdiens en mense wat moet werk en mense wat geskik is vir hulle poste en dan lees jy hierdie goed en dan ek kan nie help om kwaad te word nie. Jy word woedend. Jy doen en een van die stories jy sê dis skandering wat die dokter 'n jaar moes wag, sy wou op pasiënt werk en op pasiënt help is uiteindelik oorlede omdat die skandering het nooit plaasgevind nie. En sy sê elke dag moet sy gaan spreek het, kan ons nie die skandering doen, kan ons jy moet chocolates aandra dat iemand jou dalk jou pasiënt help. Presies. En dan vra ek, waar is die minister van gesondheid? As ons aanhou sulke waar is ons minister van gesondheid? Dis mens moet kwaad word hieroor. Ja. Veral verpleging in Suid-Afrika is in die moeilikheid. Kyk, dat ons nog 'n mens deurtrek party daar. Jy weet, ons praat van goed en dan gaan kinders dood van basiese siektes. Ek sien sy sê by ander lande byvoorbeeld gevorderde HIV. Dit moenie bestaan nie. Ons het al jare lank behandeling. Waar is dit? Absoluut. Kom ons praat oor ietsie lekkers wat my nie negatief maak. Kom ons praat oor 'n baanbreker sentrum vir kameelperd navorsing. Is dit nie net so mooi nie? Twee wêrelde in Suid-Afrika. Jy weet, ons praat aan die een kant oor hierdie verskriklike goed wat aan die gebeur is en aan die ander kant is dit met hierdie ongelooflike mylpale wat ons in Suid-Afrika bereik. So dis die eerste navorsingsentrum oor kameelperde. So onder andere wat dit doen is hulle kan die kameelperde behandel terwyl hulle staan. Ek is nie seker hoe ek gedink het 'n kameelperd behandel word. Ek weet eerlik nie wat ek gedink het of nie, maar op 'n lang bed lê. En val 'n koek uit daar op 'n kussen. Ek weet nie, maar een van die goed wat dit kan doen is hulle kan hulle behandel terwyl hulle staan. En hulle kan weet hulle wil hulle laat voortplant op. Ek gaan nou nie in die detail ingaan nie. Wonderlike navorsing wat gedoen word. Hulle sê in 22 lande, 20 jaar gelede was daar kameelperde in 22 lande. Nou in minder as 15. Weet jy, mens sien 'n kameelperd en dan dink jy, ag, hulle is fyn.
Hulle is nie, jy weet hulle moet beskerm word. Wonderlike werk wat hulle hier doen. Gaan lees dit gerus. Dis die Universiteit van die Vrystaat. Dit is fantasties. Dis oulik, is 'n bietjie goeie nuus, ek hou daarvan. Dit is, ja. Christel, 'n lang bed vir 'n kameelperd. Exactly. Dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie collega's. Dis Christel Cornelissen, ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.